Welkom by Kitsat Spelling se Afrikaanse en Engelse program. Kitsat Spelling het in die laaste 12 jaar 'n nuwe metodiek ontwikkel vir die aanleer van tale. Wat doen Kitsat Spelling anders? Heel eerste liaseer ons inligting vir leerders. Dit beteken ons groepeer inligting sodat elke leerder deurlopend bewus is waarmee hy werk. Tweedens maak ons seker dat heel breinontwikkeling plaasvind. So die metodiek wat ons gebruik, spreek alle forme van leer aan. Daar's kinestetiese leer, auditiewe leer en visuele leer. Ons resep bly ook deurlopend dieselfde. Dit beteken ons verander nie ons konseponderrig van graad 1 na graad 12 nie. Dit waarmee ons die A assosieer in graad 1 is nog steeds dieselfde prentjie wat ons in graad 12 gaan gebruik. En dan maak ons seker dat Bloom se taksonomie ook in onderrig gebruik word en nie net by assessering nie. So ons sê, leerders moet eers sekere kennis kan onthou. Daar is 'n klein bietjie memoriseerwerk wat moet plaasvind. Dan moet 'n leerder verstaan wat dit beteken en dan moet hy dit onafhanklik toepas. Die probleem is, in ons sisteem tans, veral in die grondslagfase, werk ons grootendeels net op geheue. En dan weer dink ons, van graad 4 af, hoe meer toepassing ons doen, hoe beter gaan die kinders presteer. Ongelukkig, toepassing sonder onthou en verstaan, is eintlik maar net raai. En vandag is dit reg, maar môre is dit verkeerd. Dit skep ongelukkig ook by ons generasie kinders tans 'n klomp angs, wat natuurlik vir die wat weet, jou kognitiewe vermoë beperk. So Kitsat Spelling gaan gebruik die wetenskap om 'n metodiek aan te bied, wat seker maak alle leerders vind aanslag by die program. Dit word deurlopend dieselfde gedoen, daar vind herhaling plaas, goeie vaslegging en dan toepassing. Wat bied die program? Heel eerste op ons webblad, as jy inteken as 'n intekenaar, ontvang jy vir elke konsep, dit beteken van spelling, elke klank van elke letter. So, ons onderskei baie spesifiek dat die A-klank van die letter A nie dieselfde les is as die A-klank van die letter A nie. En ons verduidelik beide apart, sodat leerders die onderskeid kan raak sien en die konsep kan verstaan. So heel eerste, die grootste bydrae wat ons lewer, is opleidingsvideo's per les vir die fasiliteerder. Het sy dit nou 'n onderwyseres in 'n klaskamer is, of dit 'n ouer of 'n middagstudiejuffrou is wat in die middag met die leerders werk. Einstein het gesê, eers as jy iets aan 'n 6-jarige kan verduidelik, dat hy dit verstaan, verstaan jy dit. En ons hart is om kennis so eenvoudig af te breek, dat alle fasiliteerders die regte kennis het om 'n 6, 7, 8, 9 en 10-jarige te leer op die korrekte metode, sodat vaslegging kan plaasvind en toepassing suksesvol uitgevoer kan word. Hierdie program is nie net vir klaskamers nie, maar is ook nie net vir tuiskoolouers nie. En dit is ook nie net vir ouers wat hulle kinders dalk in die middag wil bystaan wat wel in 'n gewone hoofstroomskool is nie. Hier is ons opbreek van taal. Alle taal bestaan uit verskillende boublokke. Ons het 8 huisies en ons gaan tree vir tree, huisie vir huisie, doeltreffend bou, sodat 'n leerder aan die einde van graad 9 klaar is met taal en graad 10 tot 12 net vaslegging kan gebeur en 1 of 2 baie klein begrippe bygevoeg kan word. So ons doelwit is om aan die einde van graad 9 leerders doeltreffende taalkennis te gee om hulle matriek eindeksamen mee te kan benader. So die huisies gaan jy deurlopend in ons program optel en elkeen het 'n ander betekenis. Ek gaan nie nou daardeur gaan nie. Wat is die geheim van ons metodiek? Ons antwoord die vraag hoekom. As 'n leerder kat skryf en hulle vra vir my, hoekom skryf ek 1A en nie 2 nie?
moet ek vir hulle dit kan verduidelik op hulle vlak. En die dilemma is dat ons nie altyd daardie kennis het nie. En dit is hoekom ons opleidingsvideo's gemaak het. Wat Kitshuisspelling ook bied, ons skep ritmes in 'n les. Dit beteken ons doen week na week, jaar na jaar dieselfde ritme. Ons gaan nie met elke les 'n ander ritme skep nie, want dit bring verwarring en dit maak ook dat leerders nie vooruit kan dink oor iets, omdat hulle nooit weet wat môre in die klas gaan gebeur nie. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n ritmekaart wat by elke graad se kurrikulum ingesluit is. Dit is 'n addisionele produk wat jy kan aankoop op die web as jy ons volledige kurrikulum wil volg. Die kurrikulum sluit ook aan by die KABV. So ons laat nie konsepte uit nie. Hier en daar dui ons wel aan. Byvoorbeeld in graad 1 sal ons 3 konsepte laat oorstaan na graad 2 toe, aangesien ons almal weet 'n 4de kwartaal het nie 10 weke nie. So dit help nie ons druk net inligting in nie. Ons passieer en herverpak inligting sodat daar genoeg tyd is om alles doeltreffend vas te lê. Die regterkant is 'n voorbeeld van ons kurrikulumindeling. So hier dui ons alles aan vir jou, presies wat het jy nodig, op watter plek gaan jy dit in ons spelboek kry, watter muurkaarte van ons program gebruik jy, en ook wat gaan in die les vir die week behandel word. Dan dui ons ook die DBO se werkboekie wat in al die skole in Suid-Afrika wat staatskole is beskikbaar is. Dui ons vir jou aan watter aktiwiteite kan jy daar voltooi. Daardie boeke is ook op die Departement van Basiese Onderwys se webblad gratis beskikbaar as 'n PDF as jy dit by die huis ook wil gebruik. Ons is die enigste program wat een boek het van graad 1 tot matriek. Ons spelboek in Afrikaans en ons taalleerboek in Afrikaans. Nie een van hierdie boeke hoef ooit vervang te word nie. En dis nie 'n toepassingsboek nie. Hier is nie aktiwiteitjies in wat leerders moet invul nie. Hierdie is die verstaan en onthou blokkie onder op Bloom se taksonomie. So al die inligting wat 'n kind moet memoriseer moet leer, is in een bron saamgevat met visuele uitbeelding en ondersteuning van videomateriaal. So dit is 'n fantastiese bron. Wanneer 'n leerder self ouer word, kan hy self die antwoorde gaan soek in sy spelboek, hoekom sekere letters en klanke geskryf word soos wat dit wel geskryf word, en in die taalleerboek kan hy op een plek alles byvoorbeeld oor selfstandige naamwoorde bymekaar kry, wat hy dan moet bemeester. Ons magneetbordjie is die kern van ons spelprogram. Julle gaan sien die verskillende letters word in verskillende kleure aangedui om visuele onderskeid te kry. Buiten die gewone tradisionele letters is daar ook verskillende spanne en voor- en agtervoegsels. Maar die belangrikste is dat julle sien bo elke letter is 'n nuwe skepping. Dit is waar ons 'n abstrakte klank in 'n visuele prentjie voorstel. Die klankdeels is bo die letters aangedui en soos ons woorde bou, gaan leerders motories en visueel vas lê watter klank by watter spelmetode pas. Dit maak die langtermyn sukses baie beter. So die magneetborde word in 2 groottes aangebied. Die magnete vir die klaskamer is groot magnete wat jy op die witbord kan sit of op jou magnetiese groenbord. En die leerders kry 'n kleiner stelletjie magnete wat op 'n A3 witbordjie pas. Die A3 bordjie is nie ingesluit by ons kursus nie, dit koop jy by enige groothandelplek. Ons bied ook vir ons kleiner leerders 'n rympie en 'n inkleurprentjie en 'n lettervormingkaart van die klein letter en die hoofletter van elke alfabet. Dit is hoofsaaklik vir jou graad R en 1 leerders. Dan het ons ook 'n sleutelbord aktiwiteit wat ons insluit, wat van graad 1 af geoefen kan word reg deur die grondslagfase en selfs in die intermediêre fase. Op ons webblad, wanneer jy 'n intekenaar is, kry jy ook ons bewegingsvideo wat vir jou motories uitgespeel is en wat jy kan kyk om dan die motoriese bewegings in die klaskamer ook aan te leer waarmee ons konsepte vas lê. Dalk die belangrikste verskil tussen Kitshuisspelling en enige ander program is, ons onderskei tussen lees en skryf.
In ons spelboek word ons boek in 2 dele verdeel. Die eerste helfte van die boek is ons leesafdeling. Dit beteken ons dui vir jou aan die G-letter wat die groen muurkaart is. Die G-letter kan 2 verskillende klanke maak. So, as jy lees en jy kom by 'n woord met 'n G-letter en jy weet nie om dit uit te spreek nie, is hierdie jou leidraad, waarheen jy gaan terugval. Maar die proses van skryf is nie dieselfde nie. Kom ons vat 'n voorbeeld, berge. Dis die tweede klank wat jy gaan kry van 'n G-letter en daar is 'n spesifieke algemene reël wat ons by die reëls ook vir jou gee. Maar wanneer jy G hoor, het jy 2 verskillende opsies hoe jy dit kan skryf, of met 'n G of met 'n GH. En dit is waar baie leerders vashak. Of die een vaardigheid is sterker as die ander een. Baie leerders kan redelik doeltreffend lees, maar wanneer dit by die skryf van woorde kom en opstelle, is dit regtig 'n ander storie. Wat ons ook doen, ons verduidelik al die algemene reëls wat by elke konsep betrokke is, ook in ons opleidingsvideo, en ons dui ook vir julle 'n woordkaart met prentjies aan vir eerste addisionele taalleerders, wat nie altyd die woordeskat het om te verstaan wat beteken 'n sekere woord nie. Ons sluit ook by elke les aktiewe klaskamer of dan huis speelietjies aan, wat leerders kan gebruik om dit pret te maak en wat die fasiliteerder weer kan gebruik om reeds 'n mate van assessering te doen, om te sien, verstaan die leerder werklik die konsep. In plaas daarvan om spelwoorde by die huis te gaan leer en môre toets te skryf wat eintlik net 'n geheue-speletjie is. Ons ontwikkel daarmee net geheue-patrone. Ons kan nie onderskei as 'n kind 10 uit 10 gekry het, verstaan hy die konsep of het hy net 'n goeie geheue nie. Ons wil dit onderskei en daarom het ons al hierdie oulike motoriese aktiwiteite ingesluit. Wanneer ons nou al die onderrig gedoen het, het ons ook 'n werkboek waarin 'n opsomming van elke les voorkom en ook hierdie werkkaart waarop dan met magnete uitgebou word presies hoe om woorde te skryf. Dit is 'n baie belangrike hulpmiddel, want ons wil graag hê leerders moet visueel ook sien watter magnete gebruik hulle om sekere klanke voor te bring en ons doen dit in albei rigtings, eers in die leesrigting en dan in die skryfrigting. Kita Spelling het ook 'n addisionele produk, die onderwysersgids, waar ons reeds elke klank vir jou woorde gaan groepeer in die verskillende grade. En ons wil hiermee ook vir julle die progressie aandui. Jy kan nie tot aan die einde van graad 3 vir leerders net vra kat, mat, sak nie. Dan was daar geen progressie van graad 1 af nie. En dit is hoekom die oorgang dan tussen graad 3 en 4 amper onmoontlik raak vir leerders. So ons gaan kyk baie mooi, ons beginsels staan vas. Jy mag nooit iets assesseer wat jy nie onderrig het nie. So geen woord word geassesseer voordat al die beginsels en konsepte in daardie woord nie onderrig is nie. Hierdie kan addisioneel aangekoop word op ons aanlyn winkel. Die taalafdeling word ook konkreet aangebied en ons is die enigste program wat Afrikaans en Engels hand aan hand leer. Die rede is, die meeste konsepte werk presies dieselfde in albei tale. Waarom wil ons dan nou soveel verwarring saai deur dit in verskillende tye te doen? So wanneer jy byvoorbeeld lidwoorde in Afrikaans doen, behandel jy artikels in Engels. Daar's ons muurkaarte so leerders kan onmiddellik die ooreenkomste en verskille raak sien. En dit word ook 'n visuele prentjie. Ons woordsoort plaas aan die linkerkant is 'n storie. Leerders onthou onmiddellik die storie, dit word vasgelê en uit die storie leer ons vir hulle al die reëls wat hulle moet gaan toepas vir elke spesifieke woordsoort op die plaas. Hierdie is een voorbeeld. Die taalafdeling is nog nie volledig ontwikkel nie, ons is besig om dit te ontwikkel en soos die lesse beskikbaar word, gaan dit in die aanlyn winkel as 'n addisionele produk lê wat jy kan aankoop. So die intekenfooi is net vir die volledige spelafdeling waar ons alles behalwe die werkboek en die kurrikulum en die onderwysersassesseringsgids
word addisioneel aangekoop, die res, al die video materiaal, die PDFs, die speletjies, dit word vir jou gelaai op die aanlyn platform. Hierdie woordsoort plaas byvoorbeeld van die taalleerafdeling is 'n addisionele produk en dit gaan een vir een verskyn soos wat dit klaar ontwikkel is. Maar ons kan net getuig dat die resultate, wanneer jy die twee tale vir kinders gelyktydig verduidelik, is regtig baie indrukwekkend en skielik maak 'n klomp goed vir hulle sin wat hulle nie in die tweede taal altyd verstaan het nie. Skole se eerste vraag is, wat gaan die program ons kos? Wel, voordat enigiemand 'n sent geld uitgee, is die belangrikste punt dat skole 'n kollektiewe, eenparige besluit moet neem dat hulle wel 'n metodiek aanpassing gaan doen. Ons is nie 'n program wat net in 'n klaskamer saam met bestaande materiaal net hier en daar ingedruk kan word nie. Die hele metodiek is deurlopend. Dit beteken so graad 1 kan dit nie doen en dan besluit graad 2 wie hulle is nie lus nie. Graad 1, 2 en 3 werk as 'n eenheid en die skool moet 'n besluit neem voor hulle materiaal vir graad 1 aankoop. Dan moet die heel belangrikste stap is, daar moet onderwyseropleiding plaasvind. Dit beteken, daar moet iemand wees wat seker maak dat alle onderwysers hulle lesse bestudeer by die huis en weet hoe om die metodiek in die klaskamer aan te bied. Die ritmes bly presies dieselfde, so sou 'n juffrou verskuif van graad 2 na 3 of 1 na 2. Die ritmes vir elke jaar is dieselfde, dit gaan net die inhoud wees wat gaan verskil. En dan is dit ook belangrik dat dit 'n langtermynbesluit is. Hierdie is nie 'n program wat jy vir 'n jaar in 'n skool kan druk en dan sê dit werk of dit werk nie, want dit is 'n nuwe metodiek. En ons antwoord die vraag van hoekom? Dit is ongelukkig baie nuwe inligting en dit vat tyd om dit jou eie te maak. Daarom motiveer ons glad nie vir skole om 'n vinnig besluit te neem nie. Wanneer skole ernstig is dat hulle weet die metodiek wat hulle tans doen, het nie die uitkomste waarvoor hulle hoop nie, al werk hulle baie hard. 'n Skitsat spelling se hart dat onderwysers slim moet werk en nie harder nie. Dieselfde vir die leerders. Kom ons werk vandag eenaf slim en werk minder, maar kry op die ouend 'n baie beter lees- en skryfuitkoms. So wat gaan dit 'n skool kos? Die groot magnete wat jy nodig het, die aanvanklike stel vir jou klaskamer is R1000 per klaskamer. Dis hoë kwaliteit magnete. Dit is nou as jy 'n swart bord wat magneties is of 'n wit magnetiese bord in jou klas het. Die spelboek moet 'n onderwyser hê om die program te verstaan en 'n taalboek word ten sterkste aanbeveel van graad 1 af vir die onderwyser. Die inteken op die webblad gaan van Januarie 2026 af. R1200 per jaar beloop, maar dit is 'n maandelikse betaling. So, sê nou skool A wil inkoop en daar's 15 grondslagfase onderwysers, beteken dit elke onderwyser gaan R500 'n maand betaal, solank as wat die skool die program gebruik. Want hulle het dit nodig om die kennis op te doen, om die program aan te bied. So geen onderwyseres kan sê, ek wil nie die aanlyn lesse hê nie, ek wil net die muurkaarte hê nie. Die totaal beloop dus R3000 per jaar per klaskamer eenmalig. Na die eerste jaar is dit net die R1200 per jaar per onderwyser. Want jy het reeds magnete en jy het reeds jou boeke. So, dit is regtig 'n bekostigbare program. Op 'n skool se begroting is hierdie regtig nie groot geld nie. En dit is vir 'n leeftyd. Maar maak eers saam met julle bestuursraad 'n baie deurdagte besluit. Moenie net geld uitgee nie. Wat ons ook dan gee, op die aanlyn intekenfooi kry jy al ons muurkaarte as 'n PDF pakkie. Dit moet uitgedruk word vir elke onderwyser se klaskamer. Nou hierdie gaan varieer. Sekere skole het digitale witborde. Dit beteken jy hoef nie een papier te druk nie of te lamineer nie. Jy kan dit op die skerm gooi. Kitsat Spelling beveel ten sterkste aan om nie skerms te gebruik nie. Die impak tussen 'n skerm en 'n plakkaat is nogal vir 'n leerder ooglopend. Sodra skerms opkom, is dit asof hulle anders kyk en anders dink. Sodra dit konkreet is en die juffrou het die muurkaart op die bord,
wat sy vandag mee werk, sonder 1000 goed teen die mure. Fokus hulle daar. So as jou skool nie 'n digitale bord het nie, beteken dit jy moet ook begroot om vir elke klaskamer die pakkies muurkaarte wat deel van ons program uitmaak vir elke klaskamer te druk en te lamineer. Verkieslik in 'n A3 grootte, veral omdat ons klas groot is in Suid-Afrika, al hoe groter word. Dan is dit ook belangrik dat julle onthou, die taallesse word addisioneel aangekoop. Daar's ook videomateriaal ingesluit wat vir die leerders in die klaskamer gespeel mag word. Sodra jy die woordsoort plaas aangekoop het, mag jy ons video in die klas op jou digitale witbord vir die leerders vertoon. En eintlik bemagtig ons baie meer as net 'n juffrou, want die juffrou skuif dalk na 'n volgende skool waar sy weer nuwe kennis kan gaan oordra. So dit is wat dit per onderwyser per klaskamer gaan kos. Wat gaan dit 'n leerder kos? Hierdie kan infaseer word in skole. Aanvanklik hoef julle nie alles dadelik dag 1 vir almal te koop nie. Ons beveel ten sterkste aan dat daar wel 'n klein magneetstel vir elke leerder gekoop word. KidsHub Spelling verskaf nie die magnetiese wit A3 bordjie nie. Dit moet dan as skryfbehoeftes aangekoop word of deur die skool se begroting aangekoop word. Dis nie in ons produkte nie, maar jy het dit nodig. En dan sê ons, koop die magneetstelle in graad 1 vir 'n leerder aan, sodat hulle soveel as moontlik woorde kan bou op hulle werkkaart. Die spelboek kan jy eers in graad 2 byvoeg. Graad 1 leerders behoort nie by die huis te gaan leer nie, hulle moet in die klaskamer leer. En eers in graad 3 kan jy die taalboek aanskaf wat die leerder dan saamvat tot in graad 12. Dis beteken dit gaan jou R1000 vir jou leerder se skoolloopbaan kos om die program te volg van graad 1 tot graad 12. Dit is nie eers R100 'n jaar nie, wat dit weer eens 'n baie bekostigbare opsie maak. Ouers het ook die opsie om aanlyn die opleiding te kry. Hulle kan inteken op dieselfde webblad wat onderwysers op inteken. So as jy leerders het wat sukkel en ouers het wat hulle wil ondersteun, hou die storie dieselfde, want wat ons tans ervaar is, juffrou praat so en dan gaan die kind na die middagstudie toe of na die ouma toe of na die mamma toe en daardie persoon het weer 'n ander storie. Hierdie leerders sukkel klaar. Nou gooi ons 3 stories in die pot. Die stomme kind weet nie watter een om te vat nie. Ons moet probeer om die goue draad te kry, dat almal dieselfde taal gebruik, dat almal dieselfde verduideliking gee, dalk net bietjie op 'n ander manier of met 'n ander hoek. Maar die inligting moet dieselfde wees. So, weer eens, as jy ouer by die huis is, het jy die nog steeds die muurkaarte digitaal. In die spelboek is die muurkaarte reeds gedruk. So, as die leerder die spelboek het, het hy ook toegang tot al die muurkaarte wat jy in die klaskamer vertoon het, by die huis. So die goue draad kan deurlopend deurgetrek word. En die opsomming is ook, as hierdie is die Afrikaanse program, as jy beide tale wil doen, Afrikaans en Engels, beteken dit, jy gaan hierdie som met 2 moet maal. So dit is net die enigste plek waar albei tale ter sprake is jou intekenfooi op die web. Sodra jy 'n KidsHub Spelling intekenaar is, kry jy Afrikaans en Engels. Ons onderskei nie, of jy net die een gebruik en of jy al 2 gebruik, maak nie aan ons saak nie. Jy het toegang tot al 2 se volledige spelprogramme. Daar is die magneetstel wat jy aankoop, daar is die 2 handboeke wat jy gaan aankoop, die R100 'n maand vir jou intekenfooi as onderwyseres en natuurlik dan jou drukker as jy jou muurkaarte self moet uitdruk. Die regterkant weerspieël net vir julle speelkaarte wat ook beskikbaar is. Dis 'n baie lekker groepsaktiwiteit en 'n tuisaktiwiteit. As ouers nie kan belê in muurkaarte of onderrig nie, is die speelkaarte baie lekker, want jy koop dit aan en jy kan in jou kar daarmee speel, jy kan as gesin in die aande saam daarmee speel, om sodoende weer dieselfde prentjie wat juffrou in die klas gehad het, te versterk by die huis op 'n speelse manier.
Die addisionele produkte wat fisies aangekoop kan word, is jou speelkaarte en daar is ook ekstra magneetstelle, byvoorbeeld vir kleinwoordepakkies, meervoudpakkies, plurals in Engels, en jy kan een magneet ook aankoop indien jy een sou verloor. Die aflaaibare PDF wat jy addisioneel kan aankoop, is jou kurrikulumindeling per graad met ritmekaarte, jou werkboek vir leerders met opsomming per klank, jou onderwysersgids vir assessering, leeskaarte wat volgende jaar voltooi gaan word, en flitskaarte wat kaartjies is wat jy lamineer en uitknip en opflits vir 'n leerder om te lees. Enige skool wat oorweeg om 'n nuwe metodiek aan te pak, is welkom om op ons webblad www.kids-spelling.com in te gaan en aan my 'n e-pos te stuur of om my persoonlik te kontak by 08292269022. Ek doen baie graag vir jou skool 'n voorlegging oor presies wat die metodiek behels. Hierdie is net om vir julle 'n algemene idee te gee wat dit sou behels as 'n skool of 'n ouer ons program wil gebruik. Ons benadruk net dat Kids@Spelling 'n nuwe metodiek bring. Dit bring nie 'n volledige kurrikulum met toepassingsboeke per graad nie. So ek het nie vir jou 'n werkboekie om te sê graad 1, jy moet nou hierdie boekie voltooi, graad 2 voltooi hierdie boek, graad 3 nie. Jy gaan dieselfde materiaal vir toepassing gebruik wat jy nog altyd gebruik het, of dit nou Oxford, Viva, Platinum, eie diktaat, eie werksvel, Impak, Cambridge, enige kurrikulum kan gebruik word in samewerking met Kids@Spelling. Ons verander die metodiek. Ons sê, jy moet vir leerders leer hoekom hulle goed doen en nie net inligting oordra wat gememoriseer word en weer oorgedra word nie. So, moenie benoud raak en dink jy met al jou werk van 30 jaar gaan oordoen nie. Dit sluit ook volkome aan by die regulasies van die KABV. Ons is nie iets anders nie. Ons herverpak net inligting en ons doen alles weer op 'n konkrete visuele en auditiewe manier met kinestetiese bewegings. Enige belanghebbendes kan my kontak en ons is opgewonde om saam skole hande te vat en Suid-Afrika tot nuwe hoogtes in onderwys te bring.